So ek het op die groep ons vir julle gesê, ek het wakker geword 3 uur, ek dink dit was Dinsdagoggend of Woensdagoggend, waar die Here soos oor en oor vir my sê, 'n radikale vrygewigheid, nee. En nou dink ek, okay, en ek het nogals baie daaroor gebid en baie daaroor gemaal, en toe begin ek besef, maar eintlik is dit nie iets wat God net van ons vra nie, dis wie en wat hy is, wat hy aan ons wil openbaar. So ons gaan vandag bietjie praat oor hoe lyk God se karakter en hoe is sy natuur. En dat as hy van ons vra om soos hy te wees, dan vra hy van ons om te deel in sy natuur. So ons kan dit nou so prakties maak om te sê dat God se natuur is om te gee. Want toe hy die skepping gemaak het hy die skepping so gemaak dat dit vir ons voed, en dit gee vir ons. So dit gee vir ons suurstof, en dit gee vir ons skuiling, en dit gee vir ons klere, en of jou kledingstuk nou net wol is, en of dit so 'n bietjie polyester in het, dit alles kom onder die aarde uit. Dis als deel van God, of 'n mens betrokke was en hoe dit gemaak is, dis als deel van hy. So as ons Jakobus 1 vers 5, so ons gaan nog 'n klomp skrifte lees, en ons gaan net sulke bullets lees, so daar's nou nie lang dele wat ons gaan lees, so julle moet maar net met my geduldig wees vandag, Maar Jakobus 1 vers 5 is daai deel waar hy sê, as een van julle wysheid kortom, laat hom dit van God bid, want aan almal eenvoudig gee hy sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Nou, daar's min mense wat vir almal gee. Het julle al agtergekom, Meeste mense gee vir sekere mense, of gewoonlik hulle mense. Het jy nou al gesien hoe vrygewig is 'n mamma teenoor haar kleintjie? En dan kom maar ander kinders by, en dan is sy ook vrygewig, maar nie so vrygewig nie. Ons het vriende wat haar seun is vir haar baie spesiaal, so hy kry altyd so dubbel wat die res kry. Nou ek meen, dis mooi, wat is 'n ma se hart, en dis haar seentjie. Maar God sê hy gee vir almal. So as jy nog hier waar jy vandag sit voel, maar ek kry nie dit wat Jalet kry nie, want Jalet is nader aan die Here, of sy het meer van God ontvang, dan het jy nog 'n openbaring van God se hart nodig in jou lewe. En dan is my gebed vanoggend, is dat elkeen van ons 'n ontmoeting met hom sal hê, of vandag, of in hierdie paar dae wat kom, sodat ons kan sien, wie is hy? En dat ons kan leef uit daai plek uit. En dat ons nie meer leef uit die tekorte wat ons het, of uit die onvermoë wat ons het nie, of uit die halwe waarheid wat ons geglo het nie, maar dat ons sal leef uit die volheid van wat hy vir ons het. So God se natuur is, hy gee sonder terughouding, hy gee sonder om te skaam, en hy gee sonder om dit later teen jou te gebruik. En hy is nie synig nie, en hy is nie versigtig nie, en hy is nie terughoudend nie, en hy gee oorvloedig. So, as jy 'n bewys wil hê hiervan, dan kan ons maar net na die kruis gaan kyk. Want toe Abraham vir Isak, of toe die Here vir Abraham vra, gee vir my jou seun, jou enigste. Eintlik wat die Here vir Abraham gevra het, is gee vir my terug die belofte, die profesie, die woord wat ek oor jou uitgespreek het. Gee vir my terug die droom wat in jou hart leef. Die feit dat jy 'n pa wil wees, en dat jy 'n nageslag wil hê, en dat jy 'n nasie wil wees. Die Here het eintlik vir hom gesê, hoor hierso, dit wat ek vir jou gesê het, is die waarheid, gee dit vir my terug. En ons weet dat Genesis 22 is 'n voorbeeld, 'n tipe van die kruistog, So Romeine 8:32, lees ons dat ek gaan dit gou vir ons lees. Romeine 8:32. Julle kan saam blaai as julle wil. Daar staan, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk nie?
Wie sal beskuldiging teen die uitverkorenes van God bring? God is dit wat regverdig maak. So hy wat sy eie seun nie gespaar het nie, dit wat aan die naaste aan hom is. Nou kan jy nou dink aan daai mamma wat daai seentjie het, nê, wat dubbel moet kry. As die Here van haar vra om haar seun te gee. Kan jy nou dink as die Here vir jou vra om dit vir jou te gee wat vir jou die kosbaarste is? En dan sê God, okay, maar ek sal vir jou dit gee wat vir my die kosbaarste is. Ek sal dit vrylik vir jou gee. So as God bereid was om Jesus te gee wat vir hom die kosbaarste is, wat sal hy verder nog van jou af terughou? Ja, maar ek het gebid en ek het gevra dat die Here dit en dit en dit vir my gee, né? Ons almal het versoeke, 'n lysie, né? En of jy nou die lysie op papier het, party mense is werklike lysie mense en ander mense het 'n lysie in hulle kop, né? Maar of jy nou 'n werklike lysie op papier geskryf het en of jy nou 'n denkbeeldige lysie het, ons almal het idees, né, van wat dit is wat ons graag wil hê. Ons almal het 'n persepsie. En dan vra die Here vir jou, sê maar hy het alles gegee, né? Sal jy soos Abraham maak en daai lysie vir hom teruggee? Sal jy toelaat dat hy saam met jou 'n nuwe lysie maak? En dan sit ons met daai wonder, maar is dit wat die Here vir my wil hê goed, nê? Want is sy karakter goed. Maar die kruis is bewys daarvan. So jy leef reeds in die vrygewigheid van die Here. As jy in 'n posisie is waar jy voel, maar ek kan nie ontvang nie, of ek kan nie gee nie en daarom kan ek nie ontvang nie. Of dis moeilik vir my om te gee, want wat van as ek nie genoeg het nie, of ek verstaan nie hoe werk dit nie. Ek verstaan nie hoe om te gee nie. En ek wil net dit duidelik maak, as ek praat van gee, ek praat nie net van geld nie. Geld is maar net 'n metode en ons gaan net nou praat oor verskillende maniere van gee. Nee, so geld is net een van die goed. So as geld die eerste ding is wat in jou hart opkom, asseblief, ek het vir Christo geterg net en gesê ek moet 'n mandjie uitdeel. Ek het amper dit gedoen en gedink ek wil eers 'n mandjie uitdeel en maak asof ek 'n kollekte wil opmaak, dat ek net julle harte daar kan kry. Die vraag is nie of jy iets vir die kerk gee nie, en of jy iets vir 'n individu gee nie. Die vraag is wat is dit wat die Here van jou vra, nê? Wat jou weerhou? Dit wat jy nie bereid is om oor te gee. En dit kan dalk geld wees, nê? Of dit kan jou tyd wees. Of dit kan jou ambisie wees, of dit kan jou vooropgestelde idee wees van aanbidding, of dit kan jou vooropgestelde idee wees van jou geloofslewe, of dit kan jou vooropgestelde idee wees van jou huwelik, of dit kan jou vooropgestelde idee wees van jou kinders, of jou verwagting van mense. Dit kan 'n klomp goed wees. So Jesus, jy leef reeds in God se vrygewigheid. En as jy bewyse wil hê, kan ons Handelinge 17:25 gaan lees. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoeftig is nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Ons het 'n lektor gehad op Bybelskool. Hy het altyd gepraat van hy verstaan nie hoekom die Here nie net vir 10 sekondes al die suurstof wegvat nie. Ek dink hoe effektief sal dit wees, né? Net vir 10 sekondes onttrek hy alle suurstof van aarde af, né? Net genoeg dat jy moet snak, né? Net genoeg dat jy moet weet hy bestaan. Dan gee dit weer terug, né? En dan kan hy dit so op 'n random tyd weer terugbring. Net genoeg dat ons agterkom, maar God is werklik, né? Want eintlik is mens daaraan dink op 'n vleeslike manier, is dit nogal 'n effektiewe manier om ons te herinner, né? Dat God bestaan. Maar hy gee aan almal en alles lewe en asem. En hy gee dit vry, né? En toe ek hierdie skrifte begin lees, toe dink ek aan die ander skrif wat sê, maar dit reën oor die regverdige en die onregverdige, né? En beide die regverdige en die onregverdige kry die geleentheid om te stroop, né?
En as droogte kom, dan gaan dit baie keer beter met die onregverdige as wat dit met die regverdige gaan, hè. En dan voel ons, maar hy gee asem aan als en aan almal. En ek en jy het nie vanoggend die voorreg gehad om wakker te word en te leef sonder sy genade. Ons het nie die voorreg om hier te sit vandag. En ek het nie die voorreg om met julle te praat sonder dat die Here vir my genade gegee het om dit te doen vandag. Met ander woorde, ek staan nie hier omdat ek oulik is. Of omdat ek dit doen of omdat ek dat doen of wat ook al nie. Al voorreg wat ek het is dat die Here sy genade aan my toevertrou. So ons leef reeds in sy vrygewigheid. En dan seker een van die moeilikste is dat God gee nie volgens jou verdienste nie. Daar was my bakkie was gesteel, so 6 jaar terug, hier voor die huis. Nou vra iemand vir my, is jou 10de op datum? Nee. Eerste vraag wat ek kry by daai ou. Nee, is jou 10de op datum? En dink ek, okay. So ek kan nou God se beskerming koop. So Santam, Holy Insurance, ek moet net betaal. So dit werk nie. Ek kan dit nie verdien nie. Ek kan nie ryk genoeg wees nie. Ek kan nie slim genoeg wees nie. Ek kan nie mooi genoeg, dalk is ek mooi genoeg, ek weet nie. Maar ek verstaan, ek kan nie by daai punt kom wat ek genoeg is. Ek het al probeer hoor, ek het al regtig so solid die hart probeer. Ek het al probeer perfek wees. Op 'n stadium het ek soos regtig hard aan myself probeer werk, soos gedissiplineerd en myself ingeperk en sekere goed myself weerhou en dan dink ek dat jy weet mense kom op daai punt wat jy amper soos daai monnike is wat hulle trek hierdie harde klere aan, wat vir hulle rashes gee net om hulle self te herinner aan hoe minwaardig hulle is. En dan mis ons die lewe wat God vir ons gegee het. Want hy het vir ons lewe in oorvloed gegee. So ek sê hier vandag om vir jou evangelie te verkondig van dat alles goed gaan met jou nie, as jy gee nie. Want dink julle dit was lekker vir Jesus toe hy aan die kruis gekom het en hy sê, Here, ook moet U my verlaat. Of toe hulle op hom spoeg, of toe hy dors was en hulle gee vir hom asyn. Want hy was 100% God en 100% mens, So as God was dit alright geweest, want hy het verstaan, Maar as mens, weet ek nie of dit so alright was. So dis nie volgens verdienste nie, want in Romeine 5 vers 8 staan daar, dat terwyl ons nog sondaars was, ek gaan dit vir ons lees. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, hy het die rekening betaal, toe jy dit nie verdien het. Hy het die voorsiening geskep, toe jy nog 'n sondaar was. En jy het toe nog nie geleef nie, Maar hy het geweet jy gaan 'n sondaar wees. En hy het nog steeds die rekening betaal. So hy het nie gewag dat jy eers reg is, Dat jou hart op die regte plek is, voordat jy kan ontvang. Hy het nie eers gewag dat jy heilig genoeg is, en al die goedjies reg doen, sodat hy nou vir jou kan sê, okay, maar nou is jy reg om van my af te ontvang. En dis die verskil tussen ons geloof en 'n godsdiens. 'n Godsdiens gee vir jou 'n 15-punt plan, of 'n 30-punt plan, of 'n dit of 'n dat, en sê, jy moet al hierdie goed doen, en as jy dit klaar gedoen het, dan is jy. Dan is jy goed genoeg. 'n Verhouding sê, ontmoet my, want ek sal jou ontmoet waar jy is. Ek sal na jou toe kom net waar jy is. En ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het. So die genade is dat God kan vir jou gee, en hy het al, voordat jy vra,
Wie het al beleef, nee, dat jy voorsiening kry voordat jy nodig. Gister sê ek vir die Here, nee, net so in die verbygang. Ek het 'n paar tekkies wat ek al vir 16 jaar het, nee, en ek hou regtig van hulle. Hulle is so 'n lelike oranje kleur, nee. Maar dit is vir my mooi, nee. Nou ek het daai paar tekkies en ek is regtig ek hou regtig van hulle. Nou sê ek iets vir die Here, ek sal regtig graag weer so 'n paar tekkies wil hê vir 'n spesifieke prys. Nee. Nou dink ek in my kop, okay, ek sal soveel vir hulle betaal. Maar ek sê dit vir niemand nie, ek het dit net vir die Here gesê. Nou gisteraand is daar Lisa op haar foon en sy soos, kyk, hier's daai tekkies wat jy van hou vir daai presiese prys. En dan is dit soos 20% van wat hulle normale prys is. Want toe ek dit dink ek, ag man, dis belaglik, nee. Hoe gaan jy iets vir 20% van die prys kry? Of 25, ek kan nie presies, ek kan nie my wiskunde is nie so vinnig nie, maar dis baie goedkoop, nee. En dan God voorsien vir ons, nee, voordat ons eers daaraan gedink het. Ek meen, daai ou wat daai prys bepaal het, moes dit al Vrydag gedoen het op die vroegste, laatste, nee. Nog voor ek die gedagte gehad het van, ek wil hierdie hê vir dit, het God al vir my voorsiening geskep. Nog voor jy aan iets kan droom, het God dit al vir jou moontlik gemaak. So God gee voordat jy vra, God verander omstandighede voor jy verander, en hy gee voordat jy dit verdien. En die grootste geskenk van alles is, nee, is soos wat in Lukas 11:13 staan, is die Here gee homself. En ek dink dis die kruks vir ons ook, nee. As julle dan wat sleg is, weet wat goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader, die Heilige Gees gee aan hom wat bid. As ek en jy wat goeie ouers is, nee, weet wat is goed vir ons kinders. En ek sien deesdae die mammas is baie streng oor wat kinders mag kry, nee, want hulle is goeie mammas, nee, hulle is besorg. Hulle is soos daai beeste met die lang ore. Hulle is goeie mammas. Nee, kom nie naby die kalfie nie. Hulle is goeie mammas. Nee, nou as ons weet wat vleeslik is, wat goed is vir ons kinders, hoeveel te meer sal God nie weet dat dit goed is dat hy by jou is. En dan gee hy homself vir jou, hy gee sy gees vir jou. So die grootste geskenk wat hy gee is homself. En dan, as ons dink aan gee, nee, dan moet ons nie dink aan wat het ek ekstern om te gee nie. Ons moet dink aan wie het God my gemaak en wat kan ek gee? Hoe kan ek, nee, Pieter, 'n verskil maak in jou lewe? So as ons dink aan radikaal vrygewig wees, dan gaan dit nie oor hoe dik is my beursie en hoeveel van my beursie kan ek gee nie, dis hoeveel van my kan ek vir jou? En dan as ek nog nie 'n seun is vir julle nie, nee, dan moet ek toelaat dat Heilige Gees in my hart werk, sodat ek 'n seun kan wees vir julle. Want ek wil graag gee. Want ek wil graag soos my pa wees. Ek wil graag hê hy moet deur my leef. Want ek wil net dit doen wat ek hom sien doen. So, ons gaan 'n paar voorbeelde in die skrif gaan haal van mense wat gegee het, nee. So die eerste een is iemand wat alles gegee het en dan vertrou het. Nee, en dis in Markus 12 vers 41 tot 44. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi, het baie ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het. Haar hele lewensonderhoud het sy gegee.
Nou vandag lewe ons in 'n era, nee, wat geld is nie meer fisies nie, dis digitaal, nee. As jy nog met kleintjies praat, nou die dag wil Darlies vir Moses snoepie geld vir skool gee. Nou die juffrou vat die geldjies en dan deel sy dit nou so uit oor tyd, nee. Nou gee sy vir hom, ek dink 'n R50 of wat ook al, maar hy wil nie R50 hê nie, hy wil twee geldjies. So hy sal 2 R20 vat, of 2 R10 vat, of 2 R5 vat, want hy soek meer, hy soek nie minder nie. Nee. Jou geld is digitaal vandag, nee, so dis dit daar, ek meen, waar sit die komma? Nee, jy kan besluit seker waar die komma sit, as jy die ding programmeer, nee. Waar sit die komma? Hoe werk inflasie? Nee. Waar sit die komma? So geld is nie meer werklik. Nee, dis iets op 'n skerm eerster wat sê, dis jou balans. Wat is werklike waarde? Wat het jy om te gee wat vir jou waardevol is? So een ou kan 1 miljoen gee en 'n ander ou kan 1000 gee en dan sê die Here, daai wat 1000 gegee het is baie meer. Of 'n ou kan R100 gee en dis sy laaste R100. Of hy kan sy laaste ete weggee en dis die laaste wat hy het. En dan kyk die Here na daai laaste ete en dan sê hy, maar daai ou het meer gegee as die ou wat 1 miljoen gegee het. So hou op om dit wat jy het te meet aan ander mense. En dit wat die Here van 'n ander ou vra. Want die ander ou wat sy miljoen gegee het, nê, het dalk te min gegee. Die ander ou wat alles gegee het, nê, in jou kop is dit alles, nê, vir jou is dit alles. Vir hom is dit 'n druppel in die emmer. So hou op om te vergelyk en te kyk na wat jy het om te gee en kom ons raak soos die weduwee, nê, en ons gee net dit wat die Here op ons hart plaas. Die tweede voorbeeld is 'n transformasie na ontmoeting en dis die verhaal van Saggeus. Ons almal ken Saggeus se verhaal, nee. So jy kan nou gaan lees in Lukas 19 vers 1 tot 10. En hy het die Here ontmoet in 'n boom. En Jesus het by hom gaan eet en hy het berou gehad oor sy lewe, nê. En as gevolg van 'n ontmoeting met die Here, het hy die helfte van wat hy gehad het, hy weggegee. En hy het gaan restoreer. Met ander woorde, daar het 'n transformasie gekom as gevolg van ontmoeting. So as ek nou 'n formule wil maak, nê, tussen die weduwee en Saggeus, nê, en ek vat 100% en ek vat 5 wiese wiskunde onie, nê. Ek vat 100% en ek vat 50%, nê, en ek deel dit deur 2, dan is ek by 75%, nê. So moet ons 75% gee. Dan gaan jy van die Here af ontvang. Julle verstaan waartoe ek gaan met hierdie, nê. So daar's nie 'n formule nie. Vir Saggeus was dit hy moes die helfte weggee en hy het nog steeds genoeg gehad. So wanneer Jesus aan jou hart raak en hy vra van jou om iets te gee, nê, dan is dit nie uit vlees uit nie, maar is uit gees uit. En dan kan ons in Handelinge 4 gaan lees van 'n gemeenskap wat gedra word as gevolg van vrygewe gee, en dit is in Handelinge 4:32. En die menige van die wat gelowig geword het, was in een hart en een siel, en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor almal, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besittings van grond of huise was, het dit verkoop, en die prys wat verkoop was is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En ek meen, hier het hierdie mense, Heilige Gees het hulle gelei, en almal het verkoop wat hulle gehad het, en almal se behoeftes was voorsien. So hier is weer 'n heeltemal ander voorbeeld van gee. Nee. Niemand het gebrek gehad nie, dit was vrywilliglik, niemand het gemanipuleer nie. Niemand het 'n skuldgevoel op iemand geplaas nie. So ek wil vir jou bysê, as jy ooit in 'n situasie is, nê, wat iemand vir jou preek, en na die preek voel jy gedwing om te gee, nê, is dit nie die Here nie. Jammer, maar daai het jou gemanipuleer. En as jy gee uit dwang uit, nê, is dit beter om nie te gee. Vat liewerster jou geld, wat ook al jy wou gee in loop.
Hou dit liewerste vir jouself, is beter, want jy het dit gemors. Want as God dit nie vra nie, dan is dit nie 'n gawe nie. En dan die volgende voorbeeld is geloof wat eerste gee, nie? En dan kan ons in 1 Koning 17 kan ons dit gaan lees. Vers 8. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Safat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, ek het daar aan 'n weduwee beveel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy gereed geraak en na Safat gegaan. En toe hy ingaan by die stad kom, was 'n weduwee juis besig om haar houtjies bymekaar te maak. Hy roep haar en hy sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan wat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord hom, so waar as die Here u God leef, het ek nie broodkoek nie, maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dat ek kan gaan en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons kan eet en kan sterf. Dit was al so moedeloos geweest, nee, dat jy moet gaan stukkies hout bymekaar maak. En al wat jy het is 'n klein bietjie olie en 'n klein bietjie meel. En dan dink jy, ek gaan nou my laaste ete maak en dan gaan ek wag totdat ek doodgaan. Want ons het niks. En hier kom 'n man, nê, en sê vir jou, hoor hierso, gaan haal vir my water en as jy klaar die water gaan haal, bring sommer vir my iets om te eet. Kan jy aan daai gesprek dink, nê? Wat's daai innerlikse hartsgesprek? Van hier kom hierdie man en hy dink nou hy is 'n profeet en dan het hy nog die arrogansie om vir my te sê, ek moet vir hom iets gee om te eet. Ek kan nie eers vir my en my kind iets gee om te eet. En nou het hy 'n verwagting. Maar die Here het vir hom 'n opdrag gegee en gesê, gaan so toe en gaan bly by hierdie weduwee, sy sal vir jou sorg. Kyk, julle kan daai man se geloof, nee, nou kom hy by hierdie weduwee aan, jy gaan mos vir my sorg. Die Here het so gesê. Dit het geloof van hom gevat, nê? Want ek seker van hierdie weduwee het nie gelyk soos iemand wat net uit 'n butiek uitgestap het, nê? Sy het besig om houtjies daar buite mekaar te maak. Sy het verby die houthandelaar gestap, waar die hout klaar in mooi bondels gepak is, nê? Daai Woolies hout, het al daai Woolies hout gesien wat so 3 keer kos wat 'n pakkie hout moet kos, nê? Met so 'n mooi toutjie op, dis baie mooi en daar's 'n tag op, nê? Jy kan hout by Woolies koop, by sekere Woolies kan jy hout koop. Nee, of jy kan na die Zimbabwe langs die pad toe gaan en dan is die nat hout daar vrylik beskikbaar. Nee. So sy het vir al die handelaars gestap vir die hout verkoop en dan gaan sy na die buitekant van die dorp toe. En ja. So dis 'n woestyngebied, nee, daar's nie bome nie. So nou maak sy stokkies bymekaar. En ek meen, geld steek homself nie weg nie. Ek weet nie of julle al gesien het nie. Nee. Nou sê die Here vir die profeet, gaan na daai weduwee toe, sy sal vir jou sorg. Met ander woorde, hy het geloof nodig gehad, hè? En sy het geloof nodig gehad. Hy moes kon sien dat die Here kan iets vir haar doen wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En sy, nê, het nog nie geweet dat die Here het vooraf beskik, dat as sy net gehoorsaam sal wees aan 'n versoek van die Here af, dan sal hy vir haar die onmoontlike doen. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit vir my, is wildwoord. En daarna kan jy vir jou en jou seun iets maak. Ek weet nie of ek my hart daar sal kry nie. Ek sal van sê, hoor, so staan jy net, ek sal gou die houtjies bymekaar maak, en dan gaan maak ek vir jou die vuur, en dan maak ek vir julle brood, en dan kan ons al drie nou maar sit en wag tot die Here ons kom haal. Maar dis ongeloof, né? Want die Here het vir hom opdrag gegee. En hy's gehoorsaam, en hy sê, gaan, en dan maak jy nou vir my ietsie, en dan as jy klaar vir my iets gemaak het, né, dan maak jy vir jou seun iets. Vir jou en jou seun iets. Want soos die Here sê, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Sy het gaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet,
en sy en haar gesin daarlank. Die meel in die pot het nie opgeraak nie, en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienaars, en haar res van die huis siek geword. En dan gaan hy aan. So hier het die Here gevra dat sy moes geloof gehad het in eerste gegee het, nee, voordat sy kon sien. Sy moes gaan op 'n woord van die Here af. Sy moes glo dat Elia die gesalfde was van die Here. Dat gebaseer op die woord, op dit wat sy gegee het die Here vir haar voorsien, ten spyte van omstandighede, nie as gevolg van omstandighede. Ons wil gewoonlik hê dat die Here moet vir ons voorsien as gevolg van omstandighede. Het is moeilik om te ontvang ten spyte van omstandighede. So gehoorsaamheid kan voorsiening ontsluit, né? En dan die laaste voorbeeld wat ek wil bring, en hierdie is nie al die voorbeelde nie, dis nou maar net 'n paar, né? Die laaste voorbeeld wat ek wil bring is in Johannes 12. Julle almal ken ook daai storie. En dis waar 'n daad van gee aanbidding geword het. En dis waar Maria Jesus se voete gesalf het. In vers 1 staan daar, en Jesus het 6 dae voor die Pasga in Bethanië gekom waar Lazarus was, wat dood gewees het. En hy het hom uit die dode opgewek, en hulle het toe vir hom 'n maaltyd voorberei. En Martha het bedien, en Lazarus was die een wat saam met hom aan die tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare narsesalf geneem en dit aan die voete van Jesus gesalf. En sy voete afgedroog met hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En hy het dit gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes wou geneem het. En toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd by julle nie. So hier, nee, was gee 'n daad van aanbidding gewees. Nou, in ons konteks, nee, het ons vir Gerrit nodig, of ons het vir Megan nodig om te aanbid. Nee, dis hoe ons kerk sien. Nee. Ons doen aanbidding, en as ons klaar aanbidding gedoen het, dan vloei ons oor in 'n boodskap, en dan party keer is die liturgie so, dan gee hulle na die tyd, of party kerke hou van 'n 10 minute preek voor hulle gee, of wat ook al, nee. Dit maak nie saak hoe jy dit orde nie, nee. En dan voel ons het godsdienst gepleeg. Maar hier kom Jesus en hy sê, hierdie vrou, nee, nou ek meen, dit was duur genoeg dat Judas gevoel het, ja, maar ek hoef my iets gekoop het, maar ek wil nie. Ons almal het iets wat 'n versoeking is, nee. Vir party is dit 'n geweer, en vir ander is dit 'n fiets, en iemand anders is dit dalk 'n bakkie, en vir almal, iemand anders is dit dalk 'n nuwe bil, en vir iemand anders is dit dalk 'n dit of 'n dat, vir Hardes is dit dalk 'n nuwe bike, nee, hè? Ons almal het 'n versoeking, nee, en ek dink net as jy daar sit, en hierdie reuk begin die kamer vul, nee, en dis 'n jaar se loon vir 'n man, en dan dink jy, ek kon 'n nuwe bakkie gekoop het, maar hy wil nie. En hier kom sy, en sy gooi dit oor Jesus se voete neer. En sy was sy voete met haar hare. En dis 'n daad van aanbidding, maar sy het gegee. Dit wat werklik waarde vir haar gehad het, nee. Sy het nie geld gegee. So ek en jy het nodig om te begin dink oor gee soos wat God oorgee. Want God gee van staanspunt. Hy gee nie as gevolg van nie. Hy gee omdat hy is wie hy is. Ek en jy het nodig om soos hy te wees. So hoe pas ek dit toe? Nee? Hoe lyk radikale vrygewigheid vir my? Nou hierdie is my perspektief, en asseblief as jy wil byvoeg, voeg by. Nee? Maar die eerste een is jou tyd. Ons tyd is ons kosbaar, nee? Dis seker die kosbaarste ding wat ons het op hierdie stadium.
Maar dan laat ons toe dat hierdie goed ons tyd steel. Nee? Ons tyd is vir ons kosbaar. So, iets wat ek moet doen is ek moet meer ruimte maak vir mense. Dis iets wat ek moet doen. So ek moet meer spasie maak vir mense. Met ander woorde, ek is beskikbaar, nie net oppervlakkig nie, maar intentioneel. OK? My aandag, nee, luister ek werklik as iemand met my praat. Luister ek so dat ek kan hoor wat is Heilige Gees besig om vir my te sê oor daai persoon. Of luister ek net om genoeg te hoor dat ek die gesprek aan die vloei kan hou. Luister ek om hoflik te wees, luister ek om nice te wees, of luister ek intentioneel? Sien ek raak wie God daai persoon gemaak het, genoeg dat ek omgee oor hulle? Gee ek die hulpbronne wat ek ontvang? Is dit nou finansies is, of is dit... Ons lewe in 'n gemeenskap waar meeste van ons slag eenmal 'n jaar, of 2 keer 'n jaar. Nee. Daai lekker vullet wat jy vir jouself bære, nee. Is jy bereid om te gee vir iemand? Daai prime steaks wat jy so een kant sit vir daai spesiale geleentheid. Of daai skaapbout wat jy, daai lamsbout wat jy bære vir daai spesiale Sondag. Nee. Vir iemand anderster is dit onbekostigbaar. Vir ons is dit normaal. Is jy bereid om dit te gee? So, gee ons die hulpbronne wat ons kry, of dit nou finansies is, of dit iets prakties is, nee, uit die oorvloed wat ons ontvang. En dan as ek dink aan my hart, nee, gee ek sonder dat ek 'n verwagting het dat ek iets terug gaan ontvang. Gee ek omdat dit is wie God my gemaak het om te wees, of gee ek omdat ek 'n verwagting het van ek gaan nou soveel terugkry, omdat ek gegee het. Gee ek uit liefde uit, en nie uit skuld uit. Praat nie van fisiese skuld, en jy moet asseblief ook nie uit fisiese skuld uit gee nie, want dit is nie jou om te gee. Skryf nie 'n cheque met 'n ander man se beursie. Jy gee uit die oorvloed uit wat die Here vir jou gee. En as ek dink aan die grootste struikelblok, nee, wat ek aan kan dink is dit vrees. Want wat daarvan as ek nie genoeg het nie, nee? Wat van as ek gee uit gehoorsaamheid uit? Soos daai weduwee, nee? Haar woorde was, sy was so stikkend, sy was eerlik. Wie was al daar, dat jy so stikkend, jy kan nie meer skans voorgee nie. En met skans bedoel ek, hoe gaan dit? Nee, baie goed dan. Nee? Sy is verby daai punt van dit gaan goed. Sy is so stikkend, sy is eerlik. Nee? Gaan maak vir my iets om te eet. Hoor jy so, ek gaan nou hierdie laaste broodjie vir my maak, en dan gaan ek en my seentjie dit eet, en dan gaan ons sterf. So, die vrees is wat as ek nie genoeg het? Lukas 6:38 sê, God is jou bron, nie jou besittings. Nie dit wat jy het nie. Nie die kapitaal wat jy het nie, of die besigheid wat jy het nie, of die salaris wat jy kry nie. God is jou bron. Nie die ou vir wie jy werk nie. Nie die mielies of die sojas of die aardappels in die grond. Nie van daai goed is jou voorsiening nie. God is. So ek wil vra dat ons sal julle julle oë sluit. En ek wil sê dat en ek dink dis waaroor ons almal, nee, sal dit nooit regkry om radikaal vrygewig te leef as ons glo dat God 'n God van skaarste is nie. As ons glo dat God nie genoeg het vir my nie. So ek wil dit in jou, ek gaan die volgende oor julle spreek, nee, is dat God gee vir jou oorvloedig. God gee vir jou konstant. En God gee vir jou sonder voorwaardes.
En mag jy gee, nie om God te beweeg nie, maar omdat God reeds vir jou beweeg. En ek seën julle met die volgende, ek seën julle in die naam van die Vader, van die Seun en van Heilige Gees, met die vermoë om die gawes wat God aan jou reeds vir jou gegee het, vir jou te openbaar, sodat jy hulle kan sien. Ek seën jou met 'n ontmoeting met sy hart, wat jou wese sal transformeer, sodat jy 'n refleksie kan wees van die manier hoe God gee, in oorvloed, sonder beperking. En ek seën jou met die genade om gehoorsaam te wees aan die leiding van Heilige Gees in elke oomblik van elke dag. Amen. Amen.